Goeiemôre broer en suster, liewe vriende en baie welkom by nog 'n boodskap van Maranatha bediening. Vanoggend se boodskap wil vir ons help om in 'n meer intieme verhouding met die Here te leef. Ons tema dan vandag: begeer jy om nader aan God te leef? Ons openingsgebed is vanoggend in die vorm van 'n lied. Kom ons raak stil voor die Here. Ek lê alles voor U neer. Aan U kom toe al die eer. Kom maak my binneste weer stil. Here, wys my vernuwe U my gees. Herstel my hele lewe. By U is waar ek wil wees. Praat, Here, praat met my, ek luister. Liewe vriende, ons skriflesing is Jakobus hoofstuk 4 vers 7 tot en met vers 10. Onderwerp julle dan aan God, staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Was julle hande sondaars en reinig julle harte, huigelaars. Bekla julle ellende, treur en huil. Laat julle vrolikheid in rou verander en julle blydskap in droefheid. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Ons lees net die gedeelte in ons teksvers, vers 8, die eerste deel: nader tot God en hy sal tot julle nader. Liewe broer en suster, liewe vriende, julle sal met my saamstem wanneer ek sê dat dit God se hartsbegeerte is, dat al sy kinders naby aan hom sal lewe. Ongelukkig is dit so dat nie al God se kinders naby aan hom leef nie. Daarom is dit nodig dat ons elkeen onsself gereeld moet ondersoek of ons nog naby die Here is. Want dit kan so maklik gebeur dat ons van God af wegdwaal. En voor ons kan kry, leef ons in die wêreld en ver van God af. Vriende, in die Bybel lees ons 'n hele paar keer van mense wat naby aan God geleef het. Mense wat daarom ook dinge soos God se liefde en God se beskerming en sy leiding en sy goedheid en guns geken het en in 'n oorvloedige mate ook ervaar het. Kom ek noem vir ons in hierdie verband net 'n paar voorbeelde. En daar's natuurlik ook heelwat meer wat ek sou kon opnoem. Sommer vroeg in die Bybel
lees ons al van iemand soos Henog. Henog wat naby aan God geleef het en wat lewend in die hemel opgeneem is. Genesis 5 vers 24. Van Noag lees ons dat hy 'n baie regverdige man was en dat hy onder sy tydgenote onberispelik was en ook dat hy naby aan God geleef het. Genesis 6 vers 9. En dan kry ons ook iemand soos Asaf, die psalmdigter, wat so treffend in Psalm 73 bely: dit is vir my goed om naby God te wees. Vriende, by die aanhoor van hierdie name van hierdie vroeëre geloofshelde wat almal naby aan God geleef het, kan ek julle verseker dat God vandag nog graag wil hê dat ons ook tot hom sal nader. En ook, net soos daardie en ook ander geloofshelde, baie naby aan hom sal lewe. Een van die skrifgedeeltes wat mense dikwels gebruik wanneer hulle sê dat hulle God beter wil leer ken, is juist die woorde van ons teksvers. Veral die eerste gedeelte van Jakobus 4 vers 8. Nader tot God en hy sal tot julle nader. En liewe vriende, hierdie teks wil nie vir ons bloot, soos baie mense mag reken, net vir ons aanmoedig en aanspoor om te bid nie. Die betekenis is baie breër en meer omvattend as net die gelowige se gebedslewe. Wanneer Jakobus hierdie woorde skrywe, dan moet ons dit in die konteks verstaan van 'n oproep aan 'n groep gelowiges wat in daardie tyd baie ver van God af beweeg het. Sonder enige twyfel praat Jakobus in sy brief met mense wat wel Christene was, maar ongelukkig ook mense wat van hulle hemelse Vader af weggedwaal het. Dit kan veral op grond van twee dinge gesien word en gesê word. Die eerste is dat dit blyk dat hierdie mense net op hulle eie selfsugtige begeertes ingestel was. Jakobus 4 vers 1 en vers 2. Hulle was wel gelowiges, maar mense wie se lewens baie duidelik net om hulle eie begeertes gedraai het. Selfs hulle gebede was uiters selfsugtig, want in vers 3 skryf Jakobus: as julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net, en luister nou, julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Maar dan, liewe vriende, gaan Jakobus nog so 'n stukkie verder. Die tweede rede wat ons kan sê, hulle heel waarskynlik van God af wegbeweeg het, om hierdie afgedwaalde gelowiges te ontbloot, sê hy ook in vers 4 vir hulle, dat hulle vriende van die wêreld is. Broer en suster, hierdie mense aan wie Jakobus geskryf het, was klaarblyklik gelowiges, maar dan gelowiges wat ver van God af geleef het. Gelowiges, maar mense wat van die Here af weggedwaal het, afgedwaal het. God het nie meer sentraal in hulle lewe gestaan nie. Inteendeel, hulle eie voordeel en hulle eie begeertes het voorop gestaan en verder was hulle boonop ook nog in vriendskap met die wêreld. Hulle het op daardie stadium baie beslis nie meer die Here bo alles liefgehad nie. Daarom druk Jakobus hulle nie minder as 2 maal in hierdie gedeelte op die hart dat hulle aan God moet onderwerp. En dan moedig hy hulle aan in ons teksvers om ook tot God te nader. Met die wonderlike belofte daarby dat God hom ook tot hulle sal nader. Maar daar is 'n baie belangrike voorwaarde vir hulle in die wyse waarop hulle tot God moet nader. En dit vind ons in die baie belangrike tweede deel van ons teksvers, waarin Jakobus skrywe: was julle hande sondaars en reinig julle harte huigelaars. Jakobus 4 vers 8b, tweede gedeelte.
En dit bring vir ons dan by die eerste groot punt of dan voorwaarde wanneer ons tot God wil nader, naamlik dat ons tot God moet nader in 'n ware berou, in ootmoed, in berou en sondebelydenis. Sien, liewe vriende, die tweede gedeelte van ons teksvers hou die sleutel in vir die eerste gedeelte van die vers. Hoekom? Omdat nie een van ons werklik nader aan God sal kan groei as ons nog vasklou aan sondige dinge in ons lewens nie. Want sonde bring verwydering, sonde bring afstand tussen ons en God. Volgens Jesaja 59 vers 2 is sonde 'n skeidsmuur tussen ons en God. Dit blokkeer ons verhouding met die Here, dit blokkeer ons intimiteit met God. En so, liewe vriende, vasgevang in ons sonde, sal ons baie moeilik tot God nader, sal ons baie moeilik kan nader tot die heilige God, nader aan die heilige God kan beweeg. Daar staan dan ook in hierdie selfde vers, dat as ons werklik begeer om tot God te nader, dat ons gewas en gereinig moet word. Dis met 'n hart vol berou dat ons voor ons hemelse Vader moet kom neerbuig en hom moet vra om ons sonde te vergewe. Vriende, ek wil graag dit vir ons uitwys dat Jakobus ook spesifiek vir ons hartsgesindheid in hierdie teks daarop wys, vir ons aanspreek in hierdie teks op ons hartsgesindheid. Want die Here kyk baie diep tot binne in ons harte. Hy ken ons gedagtes, hy weet wat is ons bedoeling. En daarom vereis Jakobus twee dinge in hierdie teks. Was julle hande sondaars en reinig julle harte, huigelaars. Vriende, hierdie groep gelowiges se hande was vuil van hulle sondige dade. Met ander woorde, dit wat hulle gedoen het, was in stryd met die Here se wil. Maar dan sê hy ook, reinig julle harte, huigelaars. In die oorspronklike teks staan, reinig julle harte, dubbelhartiges. Hierdie afgedwaalde gelowiges se harte was nie net meer op die Here alleen ingestel nie. Hulle het dalk so op 'n manier die Here gedien, maar intussen het hulle baie meer selfsugtig geword en ook agter die dinge van die wêreld begin aanloop. Dubbelhartige mense. Nou moet ons vandag ook as gelowiges vra, is my hande skoon en is my hart suiwer voor die Here? Ja, natuurlik is ons as gelowiges gereinig deur die bloed van Jesus. Maar vriende, dit mag dalk so wees dat van ons dalk ongemerk weer die verkeerde dinge begin doen het. Dat ons ongemerk van die Here af begin wegdwaal het en ons lewens begin verontreinig het met sondige dinge. So, liewe vriende, wanneer ons tot God nader, sal ons almal maar altyd weer nodig hê om ons sondes voor die Here te bely. Kan ek vanoggend vir jou vra, watter sondes is daar vanoggend in jou en ook in my lewe, wat ons lewens binne gesluip het, en wat ons intimiteit met God blokkeer en verhinder. Dalk het jy ook vanoggend die opregte begeerte om nader aan God te leef. Maar dalk is daar ook sondige dinge in jou lewe wat jou nader groei na God toe keer en blokkeer. Vriende, as ek en jy regtig begeer om nader aan God te beleef, dan sal ons moet werk maak van hierdie dinge. En ons moet dit met 'n ware sondebelydenis na die Here toe neem. En ons moet die Here ook vra om vir ons te help
om daarvan vry te kom. Maar ek wil ook in aansluiting by ons teks net baie kortliks op nog 2 belangrike dinge wys wat nodig is as ons begeer om nader aan God te leef. Dit kom nie in ons teksgedeelte voor nie, maar is beide skrifte wat vanoggend se tema van ons naderkom na God ondersteun. En die eerste een is dat wanneer ons tot God wil nader, dan moet ons weet dat ons met ons hele hart na hom toe moet kom. In Jeremia 29 vers 13 lees ons hoe dat die Here sê, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. Vriende, God ken ons harte, en hy wil hê dat ons hom heelhartig moet dien. Maar ook dat ons hom heelhartig sal nader, nie met 'n verdeelde hart nie. En julle sal my soek en julle sal my vind as julle na my vra met julle hele hart. As ons werklik wil verdiep in ons verhouding met die Here, as ons werklik nader aan God wil kom en nader aan God wil leef, dan sal daar by ons 'n heel hartige begeerte na 'n baie meer intieme verhouding met God moet wees. 'n heel hartige begeerte soeke daarna. Die laaste vereiste wat ek ook net kortliks vir ons op wil wys, is dat dit nodig is dat ons tot God sal nader met 'n diepe geloof. Hebreërs 11 vers 6 sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, die nuwe Afrikaanse vertaling sê daar, hy wat tot God nader, moet glo dat hy is, moet glo dat hy bestaan, en 'n beloner is van die wat hom soek. God wil verseker hê dat ek en jy nader na hom toe moet kom. Maar dan moet ons ontslaa ook raak van alle twyfel en ongeloof. Want dis die dinge wat by die goddeloses en die twyfelaars en die ongelowiges tuis hoort, nie by God se kinders nie. God wil hê dat ons vir hom met 'n sterk geloof moet nader. En die wete dat hy die almagtige God is, wat ook begeer om in 'n intieme verhouding met ons te leef. Vriende, en dit bring vir my dan ook by ons laaste gedagte, en dis naamlik dat God ook begeer om nader na ons toe te kom. In ons teks beloof God dat as ons tot hom nader, dan sal hy ook tot ons nader. En as hy tot ons nader, vriende, dan kom hy om ons te help en te lei op ons lewenspad. En natuurlik ook om vir ons met sy seëninge te oorlaai. Onthou, teks wat ek nou nog genoem het, hy is 'n beloner van die wat hom soek. God begeer om ons op 'n intieme vlak te ontmoet en om sy hart met ons te deel. Dis God se begeerte, om sy hart ook met ons te deel. Miskien het dit tyd geword, liewe vriende, dat ons in ons pogings om tot God te nader, sal leer om ook meer stil te word en aandagtig te luister na die Here, sodat ons ook kan ervaar hoe dat hy tot ons in die stilte nader, en om sy gedagtes en sy planne vir ons en sy drome vir ons lewens aan ons te openbaar. En natuurlik ook om vir ons met sy liefde en sy seën te oorlaai. Ek is klaar, vriende. God roep elkeen van ons vanoggend op. Hy roep ons op tot 'n dieper verhouding met hom.
tot 'n groter intimiteit met hom. Mag dit ons elkeen se opregte verlange wees om nader aan die Here te lewe. En mag ons elkeen 'n groter en 'n dieper liefdesgemeenskap met die Here ervaar. Amen. Here, baie dankie vir u woord van vandag, 'n woord waarmee u dan ook vir ons oproep en vir ons uitnooi om nader aan u te leef. Wil u gee dat ons elkeen op u uitnodiging sal reageer. En Here, dat ons die sondige dinge in ons lewens sal aflê. En dat ons opreg daarna sal streef om nader aan u te leef. En daarom vra ons Here, reinig ons vandag, reinig ons harte en ons hande, sodat niks ons verhouding met u sal vertroebel nie. Here, help ons om deur u Gees in 'n baie meer intieme verhouding met u te lewe, sodat u ons met u heerlike teenwoordigheid en u liefde en u seëninge kan oorlaai. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Liewe vriende, ons slotlied is vandag die baie mooi ou lied, Nader my God by u, soos gesing deur Joanita Du Plessis. Die woorde is op ons skerm, sodat jy dit ook sommer lekker kan saam sing. En liewe vriende, as jy dit dalk nog nie gedoen het nie, onthou maar om op Maranatha bediening te subscribe. En vriende, daarmee groet ek dan ook vir julle. Vrede vir jou. Nader my God by u, nader tot my, net u genade Heer, maak sondaars vry. Dan sal my lief steeds bly nader my God by u, nader my God by u, steeds nader. Nader my God by u, nader tot my, laat al my paaie Heer na u voete lei. Dan sal my lief steeds bly nader my God by u, nader my God by u, steeds nader. Dan sal my lief steeds bly
nader, nader my God by U, steeds nader.